Goeienaand almal, baie welkom in vanaand se Pinksterbid hier. Dis weer eens wonderlik om saam met julle hier te wees. Dankie dat elkeen van julle ook kies om hierdie reis saam te neem en saam elke tree te gee, ook in hoe die Here ons elkeen se harte hierdeur kom raak en ons leer hoe die Heilige Gees in ons werk. Mag ons regtig onsself ook gee dat die Gees met ons elkeen op 'n persoonlike manier ook werk. Ek wil vandag net twee afkondigings maak. Die een is, daar is weer sop en broodjies na die tyd. Daar's ongelukkig nou nie vanaand ekstra lekkernye by nie. Tensy iemand anders verjaar, want dan moet hulle nou skarrel. En dan vir die wat dalk die oom geken het, oom Christus Serfontein se roudiens is môre middag 4:00 by Otello in die eetsaal. As jy dit graag wil bywoon, dis 4:00 in die eetsaal by Otello. Vriende, ek wil vanaand se tema inlei met gedeelte uit Johannes 7. Dis Johannes 7 vers 38 en Jesus is aan die woord. En dan sê hy hierdie mooi woorde. Nadat ek hierdie woorde gelees het, gaan ons net so luister, bidden sit en 'n lied ontvang. 'n Ongelooflike mooi lied wat ons ook voorberei voor die Here in elkeen van ons harte gaan werk vanaand. Johannes 7 vers 38 sê die volgende: As iemand in my glo, sal daar strome lewende water soos fonteine uit hom of haar vloei. As iemand in my glo, sal daar strome lewende water soos fonteine uit hom of haar vloei. Kom ons ontvang die lied, Kom o Skeppergees. O Heer, ons staan voor U gebroke. As mens verstaan ons nie U weë, maar U stuur vir ons 'n leidsman trou. Hy laai ons na U. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al U volheid, kom in al U krag, lei my in U waarheid, leer my van die sien, wees ook my trooster. Kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al U volheid, kom in al U krag, lei my in U waarheid, leer my van die sien, wees ook U my trooster. Kom o Skepper Gees. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat aan die begin van tyd gesê het, laat daar lig wees. En van sy Seun Jesus Christus, wat as lig hier tussen ons kom woon en werk het. En van die Heilige Gees, wat in elkeen van ons woon en ons van binne af verlig met sy heilige lig. Amen. Soos 'n sonneblom na die son draai om te groei, so draai U gemeente na U hier waar ons in U teenwoordigheid bymekaar is, o Gees van die waarheid. O Gees van die waarheid, laat U lig ons verlig, sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Vriende, kom ons antwoord hierop met die tema lied Gees van die waarheid. Hierdie ongelooflike mooi lied.
Vriende, ek steek weer vanaand vir ons die kers aan, as teken daarvan dat die Here hier is. En net so seker soos dat ons hierdie vlam kan sien brand, kan ons weet dat die Heilige Gees ook oor ons uitgestort is. Mag ons regtig, as ons hierdie vlam sien brand, weet dat ons elkeen die Gees in ons het, en dat die Gees in ons lewe aan die werk is. Kom ons bid ook ons tema gebed hardop saam. Ek besef ek en Ilse het nou so 'n bietjie dinge verander, en as dit nou nie die skyfies verander nie, maar julle kan net so eentjie af, dan behoort die, nou moet ons hierna net weer terug gaan na die liedere toe. Kom ons bid hierdie gebed saam. Kom, o Heilige Gees, kom. Kom as heilige vuur en brand in ons. Kom as heilige wind en waai ons skoon. Kom as heilige lig en lei ons. Kom as heilige waarheid en leer ons. Kom as heilige liefde en omvou ons. Kom as heilige krag en inspireer ons. Kom as oorvloed lewe en oorstroom ons. Verander ons, vorm ons, totdat ons word soos God wil. Kom, o Heilige Gees, kom. Amen. Kom ons staan en dan loof en prys ons die Here met die volgende 2 lofliedere, lied 454, verse 1 tot 3, Vader, ons eer U, en dan Vlam 20, U is die lig. U laat my sing, U is die brood my lewe, U is die water wat binne my vloei, U laat my leef, U laat my groei, ek loof U Heer vir al wat U is, ek loof U Heer my Vader, ek loof U Heer vir al wat Hy gee, meer as ek en bestaan, daarvoor kom prys ek U naam. U is die woord, U gee my reg, U wys my wil vir my lewe, U skenk my vrede en U gee my rus, U het my lief, net soos ek is,
u naam. Vriende, van Sondag af staan ons stil by die tema dat die Heilige Gees ons oë moet oopmaak. Die Heilige Gees wil ons oë oopmaak sodat ons kan sien. Hy wil ons oë oopmaak sodat ons onsself kan sien. Hy wil ons oë oopmaak sodat ons Jesus Christus kan sien. Hy wil ons oë oopmaak om God se oneindige groot liefde te sien en sy onbeskryflike genade raak te kan sien. Dalk bid jy opreg dat die Heilige Gees ook jou oë in hierdie tyd sal oopmaak. Die groot vraag natuurlik is, hoe reageer ons op dit wat ons dan sien? Hoe reageer ons op dit wat God uit sy liefde en uit sy genade vir ons kom aanbied? En die antwoord daarop is natuurlik eenvoudig, ons moet glo. Van die eerste bladsy van die Bybel af tot die laaste bladsy word gelowiges genooi om te glo. En die woordjie geloof is natuurlik een van daardie woorde wat ons so baie gebruik. Maar ons kan so maklik die diepe Bybelse betekenis van daardie woord by ons laat verbygaan. Baie mense sê vinnig, ek glo of ek het geloof. Maar die vraag is, wat bedoel ek met die woorde ek glo? In die wêreld waarin ons leef, is daar hierdie algemene gesegde, sien is glo. En mense vertrou maklik op dit wat hulle met hulle fisiese oë kan sien. En hulle glo ook eers wanneer hulle tasbare bewyse het. Maar in die koninkryk van God werk dinge 'n klein bietjie anders. Daar geld eintlik die teenoorgestelde. Glo is sien. Die geloof wat God van ons vra is nie gebou op dit wat ons met ons oë kan waarneem nie, maar wat ons met ons geestesoë moet raak sien. Dit wat die Heilige Gees vir ons kom openbaar. Hierdie geestelike sien is nie iets wat van self kom nie. Dit verg 'n bo-natuurlike ingrype. En daarom is vanaand se tema dat die Heilige Gees ons oë moet oopmaak om te glo. Dat ons moet bid, Heilige Gees, open ons oë om te kan glo. Ons gaan uit 3 gedeeltes uit vanaand lees. Johannes 20, Hebreërs 11 en Romeine 3 vers 21 tot 31. Ek gaan vir ons 1 Johannes 20 lees, maar voordat ek dit lees, gaan ek vir die Here vra om dit vir ons oop te breek. So kom ons bid saam. Here, dit is weer eens vir ons 'n voorreg om vanaand hier in u huis te wees, as u kinders, as 'n geloofsgemeenskap wat besef dat u 'n afspraak met ons het. Dankie Here dat u ons tot hier toe gebring het in hierdie reis saam met die Heilige Gees. Dankie Here dat u getrou is aan uself en dat u opgedaag het en ons kon verras het met u hele wese. As ons vanaand gaan stil staan by geloof, Here, mag u ons help om ons oë duidelik oop te maak. Mag u deur die Gees ons harte wakker maak, ons verstand kom vernuwe. Mag u hierdie woorde vir ons oopbreek. Mag dit in ons harte geskryf word en ja Here, mag dit ons kom aanraak op 'n diep manier dat ons iets daarvan kan gaan lewe in die wêreld daar buite. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Johannes 20 vers 26 tot 29. Nou, ons ken dit eintlik, ons het so 'n paar sondae terug juis ook hierdie woorde gehoor. Is Jesus en Thomas se ontmoeting.
8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Dan Hebreërs 11 vers 1. Vers 1 en 2. Dit is ook bekende woorde. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. En dan Romeine 3 van vers 21 af tot vers 31. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry kan word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Hy het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van werke? Nee. Deur die van geloof? Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode? Nie ook van die heidene nasies nie. Ja, ook van die heidene nasies, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Laat ons die wet laat juis die wet tot sy reg kom. Net tot sover. Vriende, wanneer ons oor geloof praat, is dit belangrik dat ons moet besef, dit is nie iets wat jy het nie. Dit is iets wat die Heilige Gees in jou kom opwek. Hy maak jou oë oop, hy wys jou wie jy regtig is, gebroke, sondig en afhanklik van God. Maar hy wys jou ook wie Jesus is, die een wat jou red, die een wat sy arms om jou vou, en die een wat jou werklik vryspreek. Die eerste ding wat ons van geloof moet weet, is dat dit noodsaaklik is vir ons verlossing. Ons het gisteraand gehoor, geloof is die hande wat net kan ontvang wat God vir ons gee. Romeine 3 sê dit oor en oor. God spreek vry wie glo. Ons word vrygespreek deur geloof, nie deur dade nie. Jesus het klaar alles gedoen, ons ontvang dit net deur te glo. Daar was 'n tyd in die kerk wat mense vasgeglo het, dat jy iets moet doen of iets moet betaal om God se genade en sy guns te verdien. Vandag nog hoor ons soortgelyke dinge, soortgelyke voorwaardes wat mense plaas op God se genade. Martin Luther het in daai tyd baie geworstel
En na 'n diep worsteling met Romeine, het hy weer hierdie waarheid ontdek. Die Bybel is duidelik, baie duidelik hieroor. Sonder geloof is daar geen redding nie. In Romeine staan daar duidelik, dat al doen ek my bes volgens die wet, kan ek nie gered word nie. Al is ek 'n voorbeeldige mens, al is ek 'n aktiewe lid van 'n kerk en 'n gemeente, en al leef ek my beste lewe, al dien ek op honderde plekke, en al gee ek die grootste dankoffer, al leef ek mooi skoon, al is ek godsdienstig. As ek nie glo nie, dan is ek verlore. As ek nie op my geloof reageer nie, of as ek nie met geloof reageer op God se genade en liefde nie, dan is ek niks. As ek dit nie in geloof ontvang nie, dan baat dit my ook niks. Maar ons moet onsself definitief nie flous nie. Dis nie net geloof wat ons red nie. En dis ook nie ons geloof wat ons red nie. Dis Jesus wat ons red. En dit is belangrik om dit te verstaan. Geloof is nie 'n prestasie of 'n manier om God se guns oor te wen nie. Dis net 'n manier om dit te ontvang wat God vir ons wil gee. Dis 'n manier waarop ons ontvang wat Jesus reeds vir ons gedoen het. Dink vir 'n oomblik op hierdie manier daaroor. Dis soos 'n medisynelepel. Die lepel is nie dit wat jou gesond maak nie. Die lepel is geloof, maar die medisyne binne-in is Jesus. En al wat ons gesond maak, is Jesus wat binne in daardie lepel is. Geloof is die voertuig, geloof is dit toe ons God se genade ontvang. Geloof is die manier hoe ons Jesus se redding kan aanneem. Hierdie gedeelte sê keer op keer dat ons nie net moet glo nie, maar dat ons in Jesus Christus moet glo. Maar wat is geloof dan nou regtig? Hebreërs 11 vers 1 gee vir ons 'n goeie beskrywing. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ware geloof is nie 'n vaal hoop of 'n blinde sprong in die donker in nie. Dis 'n vaste vertroue, 'n sekerheid oor dinge wat ons nie met ons natuurlike oog kan sien nie. Later in hierdie gedeelte word daar geskryf oor Abraham en Moses en Noag, mense wat God se stem gehoor het, hom geglo het en op grond van daardie geloof opgetree het. Nie omdat hulle alles gesien het nie, maar omdat hulle op God vertrou het. En dis presies wat Jesus vir Thomas kom sê, geseënd is die wat nie sien nie en tog glo. En wat Jesus eintlik hier op 'n manier wil kom sê, wat Hebreërs 11 vir ons wil kom leer, is dat geloof gegrond is in 'n verhouding. Die Heidelbergse Katekismes help ons om geloof ook 'n bietjie beter te verstaan. Dit sê geloof het 2 bene. Die eerste been waarop geloof staan is kennis. Jy weet wie God is, wat hy sê en wat hy beloof, en alle ons dit leer, is dit die Bybel. God se liefdesbrief aan my en aan jou. Die Bybel is nie daar om vir ons gunsteling onderwerp nog skietgoed vir 'n argument te kry nie. Dis nie 'n wetenskap handboek nie en is ook nie 'n geskiedenisboek nie. Dis 'n liefdesbrief aan elkeen van ons. Dis God se liefdesbrief waarin hy sy hart vir ons elkeen kom oopmaak. Sy liefdesbrief waarin ons ook vanuit geskiedenis, uit gedigte, liedere, openbarings en profesieë ontdek wie God werklik is. Dis sy liefdesbrief waardeur ons hom en sy hart regtig leer ken. En as jy God beter wil leer ken, dan moet jy sy woord lees en tyd saam met hom spandeer. Maar ons moet hier ook versigtig wees. Want dit is ook so, dat mense die Bybel kan goed ken, en dat jy nog steeds nie glo nie. En dis waarom geloof ook op 2 bene staan. Kennis is die eerste been,
En dan die tweede been is vertroue. Jy kan alles weet van God, maar as jy God nie vertrou nie, dan is dit nie geloof nie. Geloof beteken ook dat ons God vertrou vir wie hy is. Geloof beteken dat ek God se woord en sy beloftes en dit wat hy vir my voorskryf, dat ek dit vertrou. Vertroue beteken dat ek my volkome aan hom oorgee, dat ek my hele lewe in sy hande plaas, omdat ek weet, hy is goed en hy is betroubaar. Dis soos 'n kind wat in sy pa se arms inspring, omdat hy of sy weet, my pa sal my vang. Vriende, hoe beter jy God leer ken, hoe makliker is dit om hom te vertrou. En na alles wat gesê is, moet ons onthou, om te kan glo, om te kan sê, ek ken God en ek kan God vertrou, ek kan op hom vertrou. Dit is nie iets waarop ons kan roem nie. Om regtig te kan sê ek glo, is ook net genade. Om te glo is 'n gawe wat die Heilige Gees vir ons gee. Om te glo is nie iets wat ons op ons eie kan regkry nie. Dis iets wat die Heilige Gees in ons kom bewerk. En dis hoekom ons moet bid. Heilige Gees, maak ons oë oop dat ons kan glo. Sodat ek U kan vertrou, sodat ek U kan sien en nie net met my fisiese oë nie, maar ook met my geestelike oë. Vriende, geloof is nie iets wat ons net intellektueel aanvaar nie. Dis nie net 'n keuse nie, dis 'n geestelike realiteit wat God in ons harte kom bewerk. Geloof is nie net 'n idee of iets wat jy sê nie. Dis 'n manier van leef. Dis vertroue in 'n God wat jou liefhet, 'n God wat sy seun vir jou gegee het. En ons het die Heilige Gees nodig om ons te leer, om ons te lei, om ons harte sag te maak en ons oë oop te maak, om werklik dit raak te sien. Mag jy vanaand met oë wat weer oop is, sien. En mag jy weer glo in die lewende God. As jy beleef dat die Here jou oë ook oopmaak, gaan ek vra dat ons hierdie gebed ook saam bid. Mag ons hierdie gebed ook daagliks in ons eie lewens bid. Heilige Gees, open my oë, dat ek Jesus mag sien. Gee my 'n geloof wat nie wag vir bewyse nie, maar wat rus in U woord. Breek my ongeloof af en bou my 'n geloof wat U eer. Help my om te vertrou, al sien ek nie. Laat my leef in die sekerheid wat ek hoop, en die oortuiging van wat ek nie sien nie. Amen. Here, dankie dat ons vanaand weer opnuut kon beleef dat ons afhanklik is van U. Selfs tot in die diepste wese van ons kern. Dat ons geloof, Here, nie eers van ons afhang nie. U weet, Here, dat ons so maklik dit net as 'n intellektuele oefening sien of net 'n manier sien van hoe ons 'n gesprek kan intree. Mag U ons help, Here, om waarlik te glo. Om U waarlik te leer ken, deur U woord, vir wie U is, wat U aan ons beloof. Elke woord in hierdie liefdesbrief. Maar Here, mag U ons help om U nie net te ken nie. Mag U ons help om U waarlik te vertrou. Om ons hele lewe oor te gee aan U. Om te besef dat geloof nie net is om met ons natuurlike oë bewyse raak te sien nie.
maar dat U ons geestesoë sal oopmaak vir waar U aan die werk is en vir hoe groot U is en hoe diep U genade lê. En mag U deur die Gees dan ons lewens daardeur aanraak. Dat ons op 'n totale ander manier kan gaan leef. Heilige Gees, kom open ons oë. Help ons om te sien. Ek bid dit Here in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons staan en sluit af met lied 478, verse 1 tot 3 op vaste fondamente. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef met geloof. Gaan sien met jou geestesoë raak waar die Here ook in jou lewe aan die werk is. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.